Elise Baker kuier vanoggend by ons. Nou, sy is joernalis en skrywer en ek gaan ook sê 'n diereaktivis sommer. En dit is so lekker om te gesels oor haar splinter nuwe boek en ook haar jarelange loopbaan wat sy al uitgekerf het. Goeiemôre Elise. Môre julle twee en môre aan al die kykers. Dit is so lekker om jou vanoggend hier te hê om jou ook beter te leer ken. Ons is so gewoond dat jy in die gebou rondloop. Ons sien jou ongelooflik baie. Maar die feit dat jy vanoggend hier sit en ons bietjie kan praat oor jou loopbaan as skrywer, as joernalis, hierdie liefde vir skryf, waar het vir jou begin? Ek was 7 jaar oud, toe besluit ek nee, dis die een ding wat ek wil doen, want daar het altyd by ons huis verbygeloop, Andrei P. Brink het in dieselfde straat gebly, en Karel Skuman het in dieselfde straat gebly, en my ma het altyd gesê, ons moet bietjie stil bly, want hier gaan nou 'n skrywer verby. Stil, daar stap 'n man verby. Presies, Peer, en toe dog ek, dis wat met skrywers kan gebeur, mense bly stil as hulle verbystap, dis duidelik iets wat mens moet doen. Ja, so dis by my ma se liefde vir skryf en dit vir my absoluut begin. Het jy 'n voorkeur, want jy was nou al by Huisnood, jy was by SARI, jy verstaan by 'n natuurbewaringsjoernalis. Het jy 'n voorkeur of dit kom by, jy weet, is dit vir koerant, is dit vir boeke of is net skryf vir die algeheel wat jy van hou? Dis die asem in my longe, Jennifer. Ek kan nie 'n keuse maak daaroor nie. Wat ek ook al skryf maak my gelukkig. Woorde sing in my kop as ek skryf nie, so ek moet maar aan die skryf kom om die heeltemal die mure te laat sing nie. Hoorie, maar jy skryf genoeg. Dit is al meer as 45 boeke. Hoeveel boeke het jy nou al geskryf? Kan jy hulle onthou almal? Dis die 47ste titel. Die 47ste titel nou wat jy nou het. Ja, en waar kom hierdie inspirasie en momentum vandaan? Ek bedoel, hoe hou 'n mens dit vol? Ek is 'n groen Christen en 'n groen Christen is altyd bekommerd oor jou rentmeestersopdrag. En my rentmeestersopdrag is om die natuur te beskerm. Nou ek het nie die moed, die fisiese moed om 'n veldwagter te word nie. Ek sal dit baie graag wou geword het, maar ek het toegang tot veldwagters en of op eilande besig is om pikkewyne op te pas of hulle besig om renosters op te pas, peer om uit te kan gaan en te kan sien wat ons diereredders doen. Wie wil nie daaroor skryf nie? Want Suid-Afrika het hierdie fenominale klomp mense wat ons diere red, wat ons pikkewyne red, wat ons leeu's red, en ek wil hê dat mense moet blootstelling kry, want ons het fondse nodig, ons het fondse nodig vir diereredding, en miskien so af en toe as mense dalk net 'n lekker storieboek ook kan lees oor ons diereredders, dan gaan hulle miskien 1 of 2 sente gee vir wat die mense doen. So dit is my passie om te help met die diereredding, omdat ek nie in die veld eintlik kan doen wat ek moet doen nie. En hierdie liefde vir diere en jou passie vir diere en die beskerm daarvan, soos half 'n vegter daarvoor, waar kom dit vandaan, Elise? Weet jy, dit is net 'n oortuiging. Dis 'n oortuiging by my dat seer mense maak diere seer. Maar wanneer ons diere begin genees mense ook. En wanneer ons die natuur begin genees, dan begin mense ook genees. So die opdrag, die rentmeestersopdrag wat ons gekry het by die Here, is om te genees. Baie mense dink, ja, dit is om te beheer, maar dit is nie. Die rentmeestersopdrag sê ons moet gaan bestuur. En bestuur beteken een ding, dit beteken beskerm, dit beteken oppas. Maar dit beteken nie net om die natuur te waardeer of verskriklik jammer vir diere te wees nie. Dit beteken ons moet groen aktiviste word vir die Here ook. Dit wil sê ons het 'n opdrag om te gaan kyk wat is verkeerd in ons wetgewing. 'n Wonderlike voorbeeld nou met ons pikkewyne. Ons pikkewynredders het besluit, ons het iets nodig om die pikkewyneilande te beskerm. Die visvangvrye zones moet uitgebrei word. Die diereredders self kon dit nie doen nie, maar ons kon dit doen in die howe. Nou is daar visvangvrye sones sedert Maart verlede jaar, maar die hof het besluit, daar mag nie meer ansjovis in daai spesifieke eilande se omgewing. So ja, dit gaan ook daaroor om 'n aktivis te wees. Storieverteller en aktivis. Die goeie storie is natuurlik een wat ons almal altyd dryf, om die goeie storie te vertel, maar dan ook die nuwe storie wat jy by jou het, jou eie storie. Of jou eie storie te skryf. Hierdie storie wat ons nou nog gaan luister, jy gaan oor gesels, jou nuwe boek. Hy sal van middelmaart af op die rakke, né? Dis reg. Vertel ons van die boek. Waar kom die inspirasie vir die boek dan nou vandaan? En so bietjie vir die mense, waaroor gaan dit? Die romantiek kan ons mos nie verlore laat gaan nie. Ons moet maar altyd so 'n bietjie kyk na die romantiek. En ek dink baie vroue het 'n droom oor 'n kluisenaar. Hoe wen mens die hart van 'n kluisenaar? Iemand wat homself gaan afsonder. En ek het die voorreg gehad, juist rondom die pikkewynskrywery, om op 'n eiland te beland waar daar wel 'n kluisenaar woon, wat eintlik ook nie met my wou gesels het die dag nie. Ek moes 'n onderhoud oor hom gedoen het. En so iewers langs die pad het ek hom sommer gedoop, die pikkewynkaptein. En ek het besluit, hierdie mens moet 'n held in my storie word. En ja, so die storie gaan eintlik oor die 3 maats wat kleintyd trauma het en 'n dorpie verlaat, 'n seedorpie verlaat,
terugkeer en dan hoe hulle lewens gaan uitwerk. En dan die heldin natuurlik, die is 'n groot wit haai navorser. So dit gaan 'n bietjie oor die groot wit haie ook en wat is besig om met ons groot wit haie te gebeur wat nie 'n mooi storie is nie. Ons het op die oomblik so tussen 300 en 500 groot wit haie waarvan die navorsers weet. In 2015 Is dit al? Ja, in 2015 het ons nog 1000 gehad wat is besig om met ons groot wit haie te word. Nee. Ja, so in een van die groot navorsingsstudies wat hulle gedoen het so in 2019 het hulle 21 van die haie het hulle vir hulle etikette aangesit om te kyk wat doen hulle. Hulle kon net 2 van hulle opspoor. 19 van daai 21 haie het net verdwyn. So ons groot wit haie is ook op die oomblik werklik waar in 'n krisis. Nou sedert die vroeë 90er jare het ons al wetgewing om die groot wit haie te beskerm, maar ten spyte daarvan is daar dinge wat gebeur, marine bronne wat so uitgeput word en die groot wit haie is so bedreig deur 2, 3 faktore dat ons groot wit haie soos die pikkewyne is besig om aan uit te sterf. 95% van die pikkewyne wat ons in die 1900s geken het, dit was meer as 1 miljoen Afrika pikkewyne op al ons pikkewyn-eilande. 95% van hulle verloor, ons verloor 8% pikkewyne elke jaar. Op die oomblik het ons 8500 broeipare oor. Dit wil sê, ons het op die oomblik 17000 pikkewyne min of meer oor. Skokkende En statistiek. die prognose is dat in 2035, as ons nie iets doen nie, het ons nie meer 'n Afrika pikkewyn wat ons vir ons kinders kan gaan wys nie. En dis die hartseer waar ek wil skryf. So die groot wit haie lê my baie naby aan die hart. Ek weet nie, voel julle oor hulle nie? As die apex roofdier van die Daar's see. plek vir alles, dis hoekom hulle daar is. Ja. Ja, maar weer die lekkerste storie was eintlik geweest. Ek het 'n bietjie gaan kyk na die orkas, die moordwalvisse. Ja. En die hele reeks naam is ook die orka reeks, maar dit gaan ook wat gebeur as daar 'n moordwalvis na 'n dorpie toe kom. Wat gebeur met die groot wit haie? Want die navorsing wys ook 'n orka vrek oor 'n groot wit haai se lewer. En dis een van die dinge wat hulle doen. Ja. So die afgelope paar jaar is dit een van die redes aan die Suid-Afrikaanse kus het ons skielik 2 orkas gehad wat ons kom besoek het. Die naam is Starboard en Port, links en regs, so die een se flap en fin hang die kant toe en die ander een se flap en fin hang daai kant toe. So sedertdien hulle ons kom besoek het en omdat die groot wit haie weet en aanvoel, jy weet die orkas looi onder hulle. Ja, het ons nou die minder groot wit haie baie naby aan die kus en die 2 orkas, hulle is baie gelukkig aan ons kus. Ons het omtrent so 15 orkas wat bekend is aan Suid-Afrikaanse navorsers wat by ons kuier aan die kus. Maar Port en Starboard, hulle het gesorg dat baie van ons groot wit haie nie meer so naby aan die kus is nie. Dit is nogal skokkend as mens hierdie syfers hoor Ja. lees en ek waardeer die feit dat jy jou passies so half bymekaar bring, jou passies verskryf, maar ook bewusmaking skep terselfdertyd. Alhoewel dit in 'n roman is, dit is regtig ongelooflik hoe jy dit alles saambring. Maar ek dink nie ons besef altyd die druk wat op ons diere is nie. Jy weet, ek dink Ja. ons neem so half aan van selfsprekend, maar nog gaan ons altyd daai wees, maar nog gaan ons altyd Ja, pikkewyn ja. wees. En dis nie die realiteit wat by ons is nie. Wat vir my is net vir nou regtig baie naby aan die hart gelê. So 2016 se kant af het ek begin skryf oor 'n seeskilpad met die naam Joshi. Nou Joshi is absoluut my held en Joshi het gekom Suid-Afrika toe, het haar by die aquarium gekry. Sy het 'n so groot wond op haar rug gehad. En Joshi het so tipe van 89 kg geweeg en toe uiteindelik in 2017 hulle het so mooi na haar gekyk dat hulle besluit het hulle kan vir haar vrystel terugsit in die oseaan. En hulle het geweet natuurlik waar kom Joshi vandaan. Sy het met 'n Japaneese skip wat haar opgetel het, het sy by die aquarium aangekom. Joshi het 40.000 kilometer 3 jaar lank geswem na Wes-Australië toe. Kan julle My dit magies. voorstel? Ja, sy het eers 'n bietjie opgeswem na Namibië toe en 'n bietjie afgeswem. Nou, hulle sit sulke klein satelliet, kan ek amper sê houertjies op hulle rug en dit kan natuurlik vir jou wys waarheen hulle gaan. Maar dink daaraan, 'n seeskilpad, 3 jaar gevat. Sy was so georiënteer 40.000 kilometer later. Kan dit jou nie inspireer in die oggend nie? Jy het nou so lekker met Alicia gesels en sy gaan my ook inspireer. Maar 'n seeskilpad wat 40.000 kilometer swem, net om weer haar tuiste te vind nadat sy in die aquarium was. Julle, dit inspireer my in die oggende. So ek skryf so 'n bietjie oor seeskilpaaie ook, want baie min mense weet dit, maar ons het nogals baie seeskilpaadjies as dit so die seisoen word wat daarvan KZN afkom en op ons Kaapse strande uitspoel en dan is daar 'n noodlyn
wat jy kan skakel. En die aquarium sal jou seeskilpaadjie wat jy voel dat nood het kom optel as hy dalk seer gekry het. Elise. So dis my nuwe liefde is die seeskilpaaie. Hoorie man, hierdie is ook nou jy het genoem dit is 'n reeks. So hierdie is die eilandsbruidse sluier, maar daar is 'n hele reeks. Wanneer is die volgende ene beskikbaar? Ek sal kyk, ek's nou baie besig met die seeskilpaai, maar die seeskilpaai het my so geïnspireer dat die volgende heldin is nou Rocky. Rocky is my Josie en ek het gaan kyk Desember maand, die mense by die aquarium was so gaaf. Hulle het my toegelaat om 'n hele middag te gaan kuier by al die tanks, want ons het 'n seeskilpad hospitaal en hy's by die aquarium in Kaapstad met pyk kundiges en navorsers wat daar juist baie red. Die ou groote wat op die oomblik op pad is om nou tipe van te leer om te swem in die see, sy naam is Kai. En Kai sal ook vanjaar vrygestel word. So ek het so ure wat saam met Kai gespandeer en net gekyk en hulle het hom toe ook in die groot hok van die aquarium met hom ingesit, net om te kan kyk. En die mense geniet hulle die seeskilpaaie is so gewild, die oomblik wat hulle nou hok, kom maar storm die kindertjies, hulle wil vir hulle sien. So ja, Kai is ook op pad om vrygestel te word. Dit inspireer my. Jennifer, hierdie seeredders, wat by die tanke, daar bo op die aquarium se dak het hulle hierdie seeskilpaaie opgepas met die groot visie. Hierdie seeskilpaai moet terug. Want daar's een ding wat vir my lewensmotto is, keep it wild, keep it free. Ons diere moet daar buite wees. En dis hoekom ek die redders sal eer. Sjoe. Elise, was so lekker om volgens met jou te gesels oor jou passies, oor jou skryfwerk, oor jou 47ste boek wat jy al mee besig is. Mag jy aanhou skryf, mag jy aanhou mense se stories en diere se stories deel wat jy self kan deel nie, want dit is so belangrik en dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie, julle was lekker om julle te sien. Dit is Elise, dit is so lekker om vanoggend met Elise Baker te gesels oor die Splinter 'n nuwe boek. Jy kan hom ook gaan lees natuurlik, Die Eilandbruidse Sluier, en bly geskakel net hierna ons terug.